Goeiemôre almal, dit is vandag donderdagoggend, dit is die 25ste Junie, dit is die jaar 2026, baie lieflike dag wat Abba geskenk het aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor ons beproewinge. Nou geloof is keuses wat ons uitoefen, elke liewe dag het ons keuses en dade wat ons uitoefen. Dit is eerstens wat gebeur wanneer ons aanvanklik tot bekering kom. Ons gee ons hart en lewe vir Jesus in geloof en ons besluit dan om sy gebooie te gehoorsaam. Maar geloof behels ook herhalende keuses en dade. Om in geloof te wandel beteken om keer op keer te kies om Christus te gehoorsaam en om met ons hele lewenswandel en besluite om te volg in gees en in waarheid. En dan as ons nou hier gaan lees in Jakobus 1 vers 2 tot 4, sê dit die volgende: Ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei beproewinge val, versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kan kortkom nie. Romeine 5 vers 1 tot 11 sê: Omdat ons dan uit die geloof regverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan en ons roem in die hoop en op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid bewerk. Die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop en die hoop beskaam nie. Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is. Nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou in die versoening verkry het. Halleluja. Dan 1 Petrus 1 vers 6 en 7 sê: Daarin verheug julle dan. Al word julle nou, al is dit nodig, vir 'n kort tydjie beproef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur die vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. En dan daar in Spreuke 24 verse 16 sê die woord van God: Want 7 maal val die regverdige en staan weer op. So, ons kan nou sien dat die Here Jesus, elkeen van ons, wanneer ons in beproewinge kom, dan help hy ons om weer op te staan, dat ons nie gaan bly lê en sê, ag, dis nou maar hoe dit is nie, en nee, ons moet opstaan, want die Here is daar saam met ons, hy help ons, maak ons foute verseker, doen ons nog sonde, absoluut, maar wanneer ons na die Here toe gaan en sê, Here, ek het geval, Here, help my, dan kom die Here en 7 maal val die regverdige en hy staan weer op met die hulp van die Here Jesus. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat daar ook beproewinge in ons lewe is. Ja, dit klink snaaks as 'n mens sê dankie vir beproewinge. Maar Here, as daar nie beproewinge is nie, hoe sal ons groei in ons geloof? Hoe kan ons na U toe nader en vra, Here, ja, ek het alweer verkeerd gehandel, ek het nie die regte ding gedoen nie, ek het nie die regte ding gesê nie. Here, help my. En veral as ons miskien dalk iemand seer gemaak het met ons woorde, Here, dan kom U en help ons om vir daardie persoon te sê, ek is regtig jammer. Here, en dan is dit hulle keuse of hulle wil vergewe of nie. Here, ek bid dat U elkeen sal help, dat hulle met vergifnis in hulle harte sal rondloop, sodat ons ook sal weet, wanneer ons na U toe kom en sê, Here, vergewe my, dan kan U ons vergewe, omdat ons iemand anders te vergewe. Here, lei ons in hierdie dag, Here, seën ons in hierdie dag, wees met elkeen, Here, maak ons bewus net van U teenwoordigheid, sodat ons nie verkeerde dinge en verkeerde paaie sal volg nie. Ons loof en prys en eer U groot en heilige naam. Halleluja, amen, amen.